So vir elkeen wat hier is, baie dankie dat jy vanmôre opgekom het. Ons is in die wagreeks, ons is by die 4de boodskap, daar's nog een oor volgende Sondag. En vanoggend se tema sê realiseer. Nou ek wens ek kon iemand uit Amerika kry, Jean, wat ons het altyd gesê vry en klein. En dan het jy dit. En ek wens ons kon vandag 'n ou hier kry wat alles wat jy voorgebid het. As jy hier uitstap en jy raak so aan jou sak aan jou G-Wagon se sleutel. Klein gebedjies wat ek bid. In die ander sak 'n strandhuis. Bid ook vir dit. So check maar as jy uitgaan, vir Here iets hier gedoen het. Die wagperiode is altyd 'n moeilike periode. En toe ek bid oor hierdie realiseer aspek, toe begin die Here iets vir my oopbreek, oor dat ons baie keer eers wil getuig as dit fisies manifesteer. Maar ons kyk mis waar die eintlike realisering plaasvind binne in ons eie lewe. So kom ons lees die skrif en dan gaan ek 'n paar opmerkings maak daaroor. Die skrif is in Jesaja 61 vers 10 en 11. Hy sê ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Want soos die aarde sy plante voortbring en soos 'n tuin sy gewasse laat uitspruit, so sal die Here geregtigheid en lof laat uitspruit voor die oog van al die nasies. Nou hierdie skrif is 'n tipiese ou vertalingsskrif wat jy lees 'n klomp woorde en ons weet nie wat jy nou net gesê het nie. Maar die Here het twee goed uitgelig vir my. Hy het gesê dit begin by die geregtigheid van God. En dis 'n Christelike woord wat so baie kan beteken, maar ook so gereeld gesê word en so min mense verstaan die woord geregtigheid. Dis maklik om te doen wat reg is in die oë van God. Maar jy sien, wat ons doen is ons wil 'n wet volg om dit te kan doen. Ons dink die heel eerste ding as ek my hart vir die Here wil gee of my lewe vir hom wil oorgee. Die eerste ding wat mense vir my sê is, pastoor, ek kry net nie tyd om Bybel te lees en te bid nie. Dan sê ek, okay, maar praat jy met die Here? Ja. Dan sê ek, okay, begin daar. Dis die belangrikste vir 'n verhouding, is om te praat. Dan begin die mense, en ek sien dit oor my 23 jaar, wanneer hulle tot bekering kom, dan begin hulle wette aanhang. En hulle wil hulle lewe self transformeer, deur om sekere wette te implementeer in hulle lewe. Geregtigheid begin nie by wette, om te doen wat reg is in God se oë nie. Geregtigheid begin uit verhouding met God. Jy sien, die wegspringblok vir realisering van 'n belofte is, jy moet gereed wees. En ons het dit gesê, laasweek het Ters gepraat, en hy het gesê, daar's goed wat jy in plek moet kry. Dit gaan oor heilig maak, dit gaan oor 'n snoeiproses, dit gaan oor 'n verandering wat plaasvind. Ek wil vir jou kom sê, dis eintlik so maklik. Om jou lewe vir die Here neer te lê, is jou nuwe begin. Julle het dit gemis. Dis nie 'n lys wette wat jou kwalifiseer nie. As jy op 'n belofte wag van die Here, begin dit nie by wette nie. Dit begin by 'n oorgawe. Jy sien, ons het gepraat oor jou pa se huis. My kinders skroom nie vir 1 sekond om by 'n, en ek het my gedra gister, die wat wou weet. Dankie Peter vir die suigstokkie. Ek het die rugby Anton oor die voetjie gekyk. My kind het 3 keer gevra, het hulle gewen? Dis hoe hard ek geskree het, maar by my huis, vir almal om my, om veilig te wees. Maar by so 'n byeenkoms reg, die kinders kom net. Ek wil vir my koffie koop, pa maar die beursie oopmaak. Ek wil vir my chip, okay, is reg. Niemand vra, is daar geld in daai beursie, waar jy dit moet uithaal? Hoekom nie? Want hulle verstaan hulle posisie. Hulle verstaan hulle posisie, en ek gaan vir julle die volgende sê, ouers. Dis presies dieselfde met God, as wat jy 'n sacrifice maak om al hulle drome waar te maak. Dis dieselfde dat iemand hulle lewe moes aflê, dat hierdie geregtigheid jou deel kon wees.
Hierdie was nie 'n maklike prys nie. Hierdie was nie om geld by 'n miljonair te vra nie. Hierdie was redding wat gegee was en dit het 'n groot prys gekos. Vir die kinders wil ek sê, nagte en dae gaan om, waar ouers agter toe deure planne maak en beplanning doen om jou drome waar te maak. Amen of eina? As jy in die geregtigheid van God inbeweeg, begin iets. En wat die vyand regkry is, hy kom daar tussenin. En hy maak asof jy 'n gesteelde baba in die hospitaal was. Hierdie is nie jou gesin nie. Van julle se ouers het ek al gesien, ek het vra. As jy na jou ma kyk, jou pa kyk, jy lyk nie soos een, vra 'n baba foto. Moenie reguit vra wie se kind is jy nie, vra. Soos wie lyk ek? En as hulle 'n oom se waarheen gaan ek? Wat jy nog nie gesien het nie, vra wie sy? Hoe ken julle hom? Die duiwel kom daarin. En dis hoe maklik hy jou geregtigheid en jou posisie steel. Hy sê letterlik vir jou, nadat jy weergebore is, jy is nie 'n kind van God nie. Nog voor jy uit is by daai diens, waar jy jou hart vir die Here gee, herinner hy jou, jy is nie regtig 'n kind van God nie. En waarmee kom die duiwel om hierdie geregtigheid te kom wegsteel? Hy kom met wette. Want hy bring 'n lys. Hy sê, jy is nie 'n kind van God nie, want jy lyk nie so nie, en jy lyk nie so nie, en jy lyk nie so nie, en jy lyk nie so nie. Weet jy wat gebeur? Jy hoef niks te doen om so te lyk nie, want jy's gebore, jy verander van self. Want hoe meer tyd jy met hom spandeer, hoe meer raak jy soos hy. Hoe meer jy by hom is, dit is nie 'n lys wat afgetik word nie. As die vyand kom, kom hy met wette. As God kom, kom hy met genade. En wat sê hy vir jou? Jy is gered uit genade. Okay, Alex, ons ken nie preek, ons weet wat. As jy bekleed word met geregtigheid, herinner ek jou vandag wie jy is. Want dis die realisering van jou belofte. Want jy sien, soek jy die kar waarvoor jy gebid het, of soek jy die God wat die kar vir jou kan gee waarvoor jy gebid het? Want jy sien, dis so. En ek praat uit my eie lewe. In die bediening kom daar mense wat jou bless. En ek vertel julle nou reguit. Die oomblik wat ek 'n gebedsversoek het, en so iemand vra vir my, en ek gaan julle die storie vertel, hoekom dit gebeur het. Hoe gaan dit met jou? Is my eerste woorde aan iemand wat die potensiaal het om my te bless. Rof. Maar die een wat self sukkel, sê ek, die Here is op die troon. Gered, gespaar. Die Here is goed. Tot eendag wat ons 'n kar persent gekry het. Daar's 'n inbetaling en ek het al die storie vertel. My laaste klas wat ek bywoon om georden te word as 'n pastoor, ry ek 'n rooi Nissan wat ek oorgekoop het by 'n tannie. Kar wil net nie start nie. Ek sit in Johannesburg by UJ, ek kan nie ry nie. Ek is so gefrustreerd. Miana is amper 8 maande swanger. Ek is kwaad vir die Here. En julle weet, ek's eerlik oor hierdie goed. Ek skop daai kar se wiel. En ek sê, Here, ek gee my hele lewe vir U. Al wat ek vra is, kan hy nie net start nie. Ek dink die mense om my, ander teologiese studente wonder, die ou het nog so ver pad om te gaan. En ek klim in daai kar toe, hy start om jou hand te dog ek, dis die wonderwerk. Toe is 'n highway slat. Bel my aan my. Sy sê, iemand het nou net R70,000 in ons rekening inbetaal, en dit sê, use it for a new car. Die Here, maar hoor gou, onmiddellik sê ek vir wie was dit? Ons probeer opspoor met die bank. Ek sê, Here, wys my wie dit was. Daai kind is mos nou al groot, 15. 15 jaar terug toe leer ek die les. As ek op 'n mens vertrou, dan is ek beperk tot sy besittings. Maar as ek op God vertrou,
dan is ek nie beperk nie, want hy het alles gemaak en hy kan skep, hy skuif nie net nie. Amen? Reg? So geregtigheid is jou posisie. Dis nie 'n persoon nie, dis wie jy is in God. Kom ons lees gou 'n bietjie daaroor. Wanneer ons sê jou identiteit verander in geregtigheid, dan wil ek graag lees uit Romeine 3. Dis 'n lang stukkie, maar wees geduldig asseblief. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus lê. Julle het hierdie gehoor. Jou realisering van jou belofte begin by wie God is en wie jy in hom is. Die eerste ding as iets nie gebeur nie, dan kom sê die vyand vir jou, want God het jou gelos. Of jy het God gelos. Dis die oomblik wat jy oorgee en opgee. En nie aan God oorgee nie, maar aan die vyand oorgee. Want die oomblik wat jy in ongeloof staan, omdat jy nie verstaan wat aangaan nie, het jy opgegee. Jy het opgegee in jou posisie. En dit is soos iemand wat 'n huis het, maar besluit om op straat te gaan bly. Dis soos iemand wat 'n ma en 'n pa het, en ek gebruik daai voorbeeld want ek wil dit inprent, wat sê asseblief moenie loop nie, moenie loop nie, moenie loop nie. En ek weet nie wie van julle het dit al gedoen nie, maar ek het op 6 die eerste keer gedink ek is independent. Jy het jou rugsak met 'n teddybeer en 'n swembroek, dit was in myne. En ek het geloop. Nou my familie nooi nie sommer terug nie. So my ma het gesê, Boetie moenie loop nie, my pa het gesê, as jy by daai hek uitloop, kom jy nooit weer terug nie. Maar die oomblik wat jy dink, die Here het jou gelos, gee jy daai geregtigheid oor. Maar hoor gou waarmee verduidelik hy dit. Hy sê hierdie geregtigheid is 'n kleed wat jy aantrek. Jy word met Christus beklee. Die wet is 'n riglyn. Geregtigheid is verhouding met God. Ek hoop julle hoor hierdie twee goed. Dis belangrik om heiligmaking na te streef, maar luister vir my baie mooi, jy kan niks doen om God te behaag nie. Hy red jou en jy is sy kind, klaar. Punt. Einde van die storie, daar's niks. Hy red jou en jy is sy kind, klaar. Grace is more than enough. En raai wat? Hy gee dit sommer elke oggend vir jou, niet. As jy dalk gister nou nie lekker was nie, dan begin ons weer môreoggend nie. En hy gee weer nuwe grace. Hoekom praat ons hier oor in wagperiode en beloftes? Want jy sien, die vyand vang jou by jou posisie. Hy sê vir jou, jy is nie dit waardig nie. Jy doen nie genoeg nie. Jy is nie geestelik groot genoeg nie. Jy sien, as ons van kapasiteit praat, dan sê dit, daar is goed wat ons moet beoefen, maar hoor gou vir my baie mooi, jy kan nie beoefen om 'n kind van God te word nie. Jy is een of jy is nie een nie. Is ek reg? Julle sê nie ja nie, dan gaan ek aan. Julle sal my nie mis nie. Die volgende skrifgie sê, in 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God. Dis jou posisie. Die laaste skrifgie is Galasiërs 3:27 oor geregtigheid. Hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Jesaja 61 sê, hier's 'n bruilof. Jy sien, hierdie kleed word vir jou aangetrek. Die vrouens verwar ons oor die troue. Ek's eerlik. Want jy sien, die huwel ek dit hê en huwel ek dit hê en huwel ek dit hê vir die huwelik aspek, dink ons die bruidegom moet aanhou werk vir sy posisie met die bruid, né? Die mans is bang. Kyk hoe bewe hulle. Jou posisie is die oomblik wat jy besluit het om jou vrou aan te neem en aan haar verloof te raak. Dan neem jy die posisie in om die bruidegom te word. En wanneer sy ja sê,
neem sy die posisie in van die bruid. Dis hoe eenvoudig dit is. Om die kleed te kry beteken, die bruidegom, Jesus, het sy lewe afgelê om jou uit te nooi in die verloving, om jou lewe aan hom te gee. En die oomblik wat jy sê ja, word jy bekleed met wie hy is. Die oomblik wat jy ja sê, verander jou van. Jy kan nie teruggaan nie, want jy is 'n veranderde persoon. Jou wagperiode verander eers binne voor hy buite verander. En kom ons lees bietjie oor dit.